gaan dit vra, want hy het dit nou nie gevra nie. Is daar enige dankbare harte? Yes! Dis okay. Kom ons staan saam, en dan sing ons, bring lof aan die Here. Amen. You
Halleluja. Halleluja. Wonderlike Here om te aanbid. Wonderlike Here om te aanbid. Halleluja. Ek kan nie sitplekke neem. Baie dankie julle ouens. Julle is altyd so groot, ongelooflike seën. Ons is so dankbaar dat die Here vir ons 'n wonderlike orkes gegee het. Vader, dit klink maar treurig. As ek sê julle het 'n wonderlike orkes en ek hoor net want Pierre Leroux het altyd sê by die apostolies, as jy sê as jy bly of iets, dan hoor jy net 'n paar krene en stene. Nou ja, toe ek sê julle is 'n wonderlike orkes, toe hoor ek ook net 'n paar krene en stene. Jy weet so. Kom ons sê vir die Here dankie vir ons orkes. Amen. Ja, sê dit klink beter. Ja. As jy na die Bybel kyk, dan maak God homself bekend aan ons. Maar hy kom en hy gebruik baie beeldspraak, metafore, om iets van homself, want God is so oneindig groot, dat om uitdrukking te gee oor wie en wat hy is in menslike taal, is amper nie moontlik nie. Daarom sê die Here, ek is 'n rots, of ek is jou skild. Ek meen, hy sê regtig geskuld nie, hy sê regtig 'n rotsie, maar dit is dat ons kan verstaan, ek meen, soos wat 'n rots 'n anker is, soos hy ook 'n anker. En dan kom ons nou ook, en dit ons verlede week nog kyk, waar hy gesê het, dat die Here is my herder. Op 'n manier wat hy homself wil aan ons bekend maak, dat ons sal besef, dat soos wat 'n herder is met sy skape, so is hy met ons. Nou ons is nie regtig skape nie. Ek meen, ek hoop nie so nie, maar in elk geval, jy verstaan, maar dit is 'n beeld wat hy probeer skep, sodat ons kan verstaan, die verhouding wat daar verstaan, tussen ons en hom. Want ek meen, dieselfde, hier in Johannes 10 sê hy, ek is die goeie herder. Maar in dieselfde Johannesboek sê Johannes die Doper roep uit toe Jesus aangeloop kom, toe sê hy, kyk, daar's die lam van God. Met ander woorde, hier's die herder, in alle respek gesê, hy's ook 'n lam. 'n Lam is 'n skapie. Met ander woorde, wat dit sê, dat hierdie herder kan ek dit so sê, het 'n skapie geword, sodat hy hierdie skapies kon vrykoop van hulle sonde. Is dit nie wonderlik nie? Dieselfde Here. Jy weet, as jy na Openbaring toe gaan, daar Openbaring 5, dan is Johannes daar, en hy sien 'n beeld van die hemel en alles, en hy begin verskriklik te huil. En hy besef al die goed wat gebeur, hoe gaan dit gebeur? En iemand sê vir hom, Johannes, hou op huil, die leeu uit die stam van Juda. En Johannes kyk rond vir 'n leeu. En wat sien hy? Die Bybel sê hy sien 'n lam, of hy geslag is. Met ander woorde, hy's leeu en hy's lam. En dis alles maniere wat hy homself aan ons wil bekend maak, sodat ons in 'n verhouding met hom kan staan. Nou oké, ons gaan vandag praat oor waar Jesus gesê het, ek is die goeie herder. Maar voor ek gaan praat, wil ek 'n video vir julle speel. Nou hierdie video, ek wil julle maar net agtergrond gee, is nie lank, hy sê so 'n bietjie meer as 'n minuut. Dit is 'n klomp skape wat in die veld wei. En dan is daar 'n klomp mense wat daar staan, en dan sê hulle vir 3 verskillende mense om na hierdie skape te roep. En dan moet jy net kyk, die skape doen niks. En dan kom die herder, en hy roep. En dit is ongelooflik. Speel dit net vir ons.
more time. Oh, one is. Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. God, this is amazing. Was that cool or what? You will never have the same again. Hoe lyk julle dit? My skape ken my stem. Dit het my so aangegryp. Toe hy ou begin praat, toe begin hulle te bler, het julle dit gehoor? Asof hulle met hom terugpraat. En toe kom hulle aangehardloop. En dis die goeie herder. Hy ken sy skape, en in daai tyd het hulle skape tot na hom gehad. En ons gaan 'n bietjie vanmôre kyk na Johannes 10. Waar die Here Jesus praat, nou, in daai tyd, hier's 2 scenario's wat hy hier gebruik. In die wintertyd was die skape gewoonlik naby aan 'n huis of aan 'n dorp, en dan het hulle ook 'n kraal gehad waar al die skape bymekaar gekom het. En dan het die herder gekom en dan het hy sy skape geroep en dan het net sy skape uitgekom. Nou, dit is, jy kyk na Johannes 10, die eerste paar verse gaan oor hierdie scenario, waar daar 'n hekwagter was. En as die herder gekom het, dan die hekwagter vir hom oopgemaak en dan het hy die skape geroep en dan die skape gekom en hy het hulle na weiding toe gevat. Maar in die somertyd het hulle in die veld gebly. Die herder saam met die skape. Ek weet, onthou julle toe Jesus gebore is, dan was daar herders in die veld en hulle was by die skape, hulle het saam met die skape geslaap saam. En wat gebeur het? Onthou net, daar was baie roofdiere, al daai goed, en ook skelms wat die skape gesteel het. Dan het hulle 'n kraal gebou. Nou, dit partymal as dit 'n meer permanente ding was, van stene gebou of klippe eintlik. Maar dan het hulle ook partymal sommer doringtakke en goed gevat en dan het hulle 'n kraal gemaak en dan was daar 'n opening. En wat gebeur het as hulle gaan slaap het? Dan al die skape nou in die kraal ingaan en dan het hierdie herder in daai opening gaan lê en slaap. So dit is die 2 beelde wat Jesus hier gebruik. Nou luister na die eerste een. Amen, amen. Nou daai amen, amen, dis hoe dit staan in Grieks. Dit beteken maar net, ek sê verseker vir julle, wie nie by die hek van die kraal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, daardie man is 'n dief en 'n rower. Aan die ander woord, dit is wel so, enige ou wat
Jy het nie vanmôre by die kerk aangekom en deur die vensters geklim, verstaan jy, by die deur aangekom. Maar enige ou wat wil steel, breek vensters oop, al daai goed. Nou, dieselfde hier sê hy, die skelms kom en hulle probeer oor die muur klim, né? Maar hy wat by die hek ingaan, is 'n herder van die skape. Vir hom maak die hekwagter, hoor jy daar sê hekwagter oop, en die skape luister na sy stem. Hy roep sy eie skape op hulle naam en lei hulle uit. En wanneer hy al sy skape uitgelei het, gaan hy voor hulle uit en hulle volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom af wegvlug, omdat hulle die stem van vreemdes nie ken nie. Nou, interessant, julle gesien op daai video. Daai ouens in baie gestaan en lag en al daai goed, maar 3 mense het probeer roep, daai skape het nie eens opgekyk nie. Hulle het net aanhou wy. En toe hierdie herder kom, toe skielik toets daar reaksie, want hulle ken die herder se stem. So hier is 'n baie belangrike ding in ons hele verhouding met die Here, wat hy vir ons hier wil bekend maak, en dit is dat jy moet leer om sy stem in jou lewe te ken. Jy moet dit leer. Dis baie belangrik. Dit kom nie outomaties hier. Onthou net, baie maal wens ons, die Here het in 'n harde, hoorbare stem met ons gepraat. Wie van julle wens dit? Die Here kan, maar dis die uitsondering. Ek weet, dit laat my dink aan Elia. Onthou julle vir Elia, toe hy gevlug het vir Jezebel, en hy daar uiteindelik daar in 'n grot gekom het, en die Here met hom wil praat. En die Bybel het toe gesê, daar was 'n storm, maar in die storm was die Here nie. En toe sê hy, toe kom daar 'n sagte koelte, en toe praat die Here en sê, Elia, wat maak jy hier? Daai sagte koelte, dit is wat ek in my lewe geleer het. As die Here met jou praat, praat hy hier diep, hier binne in jou hart, praat hy met jou. En jy weet, dis die Here wat praat. Maar natuurlik is baie belangrik, en hier is 'n baie belangrike ding, die Here gaan nooit vir jou iets sê, wat teenstrydig sy woord is nie. Dit moet julle altyd onthou. Dit is jou groot maatstok, as ek dit so kan stel, waaraan jy kan meet of dit werklik die Here is en of dit nie die Here is nie. So, en ek weet ek kan baie praat, ek wil net nie daarop uitwy oor die manier wat die Here met jou praat, maar dit is belangrik dat ons sal besef, hy praat met ons hier in ons hart, en dan bevestig hy het gewoonlik deur sy woord, en dan die derde ding, die omstandighede. Die omstandighede. Ek meen, jy hoor 'n stem, gaan China toe, gaan werk vir my. Is dit nou die Here? Ok, die skrif sê ek moet die evangelie verkondig. Maar kan ek daar kom? Is daar 'n manier wat ek daar kon kom? As die Here wil hê ek moet dit doen, gaan hy die pad vir my oopmaak om daar te kom. Dis wat ek glo. Ek glo dit met hele hart. Die Here werk deur omstandighede. Mense het al vreeslike goed gedoen, en dan was dit nooit die Here nie. Want hulle, ek wil nie daarop uitbrei nie, maar ons het leer om die Here se stem in jou lewe is so belangrik. Nou luister nou mooi. Jesus het toe weer gesê, amen, amen, ek sê vir julle, ek is die deur vir die skape. Onthou wat ek julle nou nog sê, daai in die veld, daai opening, waar die herder was, en hier sê Jesus, ek is die deur van die skaap. Kan julle, ek meen, Jesus is nie regtig 'n deur nie. Dit is 'n metafoor, wat hy vir ons wil bekend maak, dat ek kan besef, dat hy is die deur. En ek het dit al so gesien, as ek nou in moeilike omstandighede kom, en dan sien ek myself,
kan jy jouself indink, jy's in 'n gebou, 'n ronde gebou met gladde mure en hy's 200 meter hoog. En daar's geen ingang of uitgang in daai plek. En hier sit jy. En skielik kom Jesus en hy sê, man, ek is die deur. Jy kan deur my ingaan. Jy sien, hy sê ek is die deur van die skape. Nou gaan hy aan. Almal wat voor my gekom het is diewe en rowers. Hy praat hier spesifiek van die fariseërs en die valse profete en almal wat gekom het en allerlei dinge gesê het wat nie reg was nie. Maar hy sê ek is die deur. En hy sê dat hulle het nie werklik na hulle geluister nie, maar hy sê in vers 9, ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hoor nou mooi wat hy sê. Hy sê hy sal gered word. En dan sê hy die volgende, en hy sal ingaan en uitgaan en hy sal veiding vind. Nou daai term, hy sal ingaan en uitgaan, is 'n term wat beteken hy sal in absolute vrede en veiligheid kan bly. Met ander woorde, hy sê dat hy sal ingaan in die kraal in en hy sal uitgaan en hy sal veiding vind. Met ander woorde, die goeie herder, as hy nou daar lê in die deur en die skape is daar by die deur en nou was dit die volgende môre, nou staan hy op, dan kan die skape uitgaan en hulle kan gaan veiding kry. Maar vanaand kan hulle weer daar inkom en hulle kan in die kraal inkom en hulle weet die herder is daar en hy is die een wat alle gevare van hulle weghou. Ek meen, as ek dink aan die Ou Testament, Dawid wat skaap gered het, wat 'n leeu gevang het. Die Bybel sê hy het hom by die skaap uit die leeu se bek uitgeruk en het die leeu doodgeslaat. En toe doen hy dit met 'n beer ook. Nou ek wil vir julle sê, ek het al baie daaroor gedink. Maar daai ouens in die Ou Testament was wild. Hulle was nie sommer net sulke ouens, hulle was wild. Ek lees eendag van Dawid se helde. En een van sy helde het in 'n leeukuil ingegaan en 'n leeu gaan doodslaan. Nou ek weet nie wie van julle het al probeer om iets aan 'n leeu te doen nie. Ek wil nou wees soos wat hulle het eendag met 'n swart man jare terug oor die radio gepraat en hy vertel van 'n ondervinding wat hy gehad het. Hy het in die veld geloop saam met 'n jaggeselskap en hy sê hy het so geloop en die volgende oomblik toe brul 'n leeu reg langs hom. En hulle vra, wat doen jy toe? Hy sê, ek het my leeg geskrik. Verstaan jy? Kan jy dit? Nou ja, ek wil vir julle vertel, as ek met 'n leeu vasloop, gaan ek my ook leeg skrik. Verstaan jy? So, maar hulle het gedoen, maar nou sê die Here, hy sê die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. Hy is nie die brullende leeu nie, Christus is die leeu. Maar hy kyk wie kan hy verslind. Nou, as jy hom wil probeer aanvat in jou eie krag en jou probleme kry, maar as jy hom aanvat met die krag van die herder, dan kry jy oorwinning, want jy sal ingaan en jy sal uitgaan en jy sal veiding vind. Ek is die goeie herder. Vers 10. Die dief. Wie is die dief? Dis die duiwel. Hy is die dief. Hy steel en hy roof. En hy sê die dief kom net steel en slag en uitroei. Maar as jy in daai terme dink, dan praat hy ook van valse leraars en alles wat hulle mee te doen gekry het. Ek meen, hulle motiewe is nie rein nie. Nou sê hy die dief, hy steel jou. Ek het al baie gesê vir jong mense, die duiwel steel jou eers. Hy steel jou, hy kom met allerlei stories, jy glo dit. En as jy jou klaar gesteel het, dan slag hy jou. En as jy jou klaar geslag het, dan roei hy jou heeltemal uit, dat er van jou niks oorbly nie. En dan kom maar 'n vierde een by, dan los hy jou. Moenie dink hy gaan jou uithelp uit die gemors,
waarin hy jou gevat het nie. Hoeveel verdowingsverslaafdes en al daai goed, mense wat vasgevang geraak het in die nette en die goed van die duiwel, wat hulle na hom geluister het. Die Here sê, hy's 'n dief, en hy steel, en hy slag, en hy, ou vertaling sê hy verwoes, nuwe vertaling sê hy roei uit. Dis sy hele doel. Hy haat die mens. Maar nou sê die Here Jesus, ek het gekom, sodat hulle lewe kan hê, en dit in oorvloed. Oorvloedige lewe. Die heel belangrikste van oorvloedige lewe is om die lewe van Christus in jou te hê en te weet, ek is 'n kind van die Here en ek behoort aan hom. Die wonderlikste vir alles, om te kan sê, it is Christ in you, the hope of glory, sê Kolossense 1:23. Dis Christus in jou, die hoop op heerlikheid. Dank die Here, hierdie herder, wat ons herder is, deur die Heilige Gees, kom bly hy ook nog binne in ons. En dis die wonder. Dis die wonder, ek het gekom. En nou gaan hy aan vers 11, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Ek meen, hy het nie net gekom, soos ek gesê het, hy het kom, en hy het mens geword, hy het tussen ons kom bly. En toe het hy die straf, wat vir ons die vrede aanbring, het hy op hom geneem. He paid the debt he did not owe. I owe the debt I could not pay. I needed someone to take my sin away. En dis wat Christus kom doen het. Die lam van God, die goeie herder, het lam geword, en hy het gekom, en hy het kom sterwe, hy het sy lewe gegee, sodat ons deel kan wees van sy kudde, van sy skapies. Hy het jou gevat, en deur sy sterwe aan die kruis, het hy vir ons verander, en vir ons nuwe mense gemaak. Hy sê die huurarbeider wat nie 'n herder is nie, en aan wie die skape nie behoort nie, sien die wolf kom. Hy los die skape in die vlug, en die wolf vang en verjaag hulle. Okay? Hoekom het Dawid agter 'n leeu aangeloop vir sy skaap, want dit was sy skaap? Ek wil jou nou wie van ons het dit gedoen het, as iemand jou gesê het, pas my skape op, en dan kom 'n wolf, gaan jy nou sê, kyk wolf, hierdie skape los jy uit, of gaan jy hardloop? Ag, okay, kyk nou net, hoe wonderlik lyk hulle, almal so, met sulke soetsappige, ek wil jou sê, julle sal hardloop, verstaan jy? Ons almal sal hardloop. Maar wat die Here Jesus hier wil sê, dat in daai tyd, onthou net, daai skape was vir hierdie skape was amper soos wat ons hondjies ons is. Ek meen, hulle het hulle op hulle naam geken. Dit was nie net 'n skaap, dit was Kosie, en dit was Benny, en dit was Sunny, en dit was die, ek meen, hulle het hulle geken, dit was hulle skaap. Ek meen, jy het mos gesien hoe hardloop die skape toe hulle hierdie ou se stem hoor. En so sê die Here Jesus, ek is 'n goeie herder. Ek het nie gevlug toe die wolf kom, en die leeu kom, en die beer kom nie. Inteendeel, ek het gaan staan, en ek het gesê, verskeur my, en spaar my skape. Dis wat hy gedoen het. Hy's verskeur op die kruishout van Golgotha, terwille van sy skapies. Terwille van ons. Toe daai wolf kom, toe gaan staan hy. Toe sê hy, kom vreet my maar. Kom verskeur my. Los hom net uit. Dis wat Christus gedoen het. Kan jy dit dink? Hy tussen jou en die leeu gaan staan. Hy tussen jou en die beer en die wolf gaan staan. Omdat hy jou so lief gehad het, het hy sy lewe gegee. En dank die Here, hy is verskeur aan die kruis. Maar dank die Here, hy het uitgeroep en gesê, dis volbring. Die prys is betaal. En op die derde dag toe staan hy op,
as die triomferende Heer. En nou is hy ons Heer en ons koning, en ons kan hom aanbid, en ons kan hom dien, en ons kan hom volg, en ons kan leer om na sy stem te luister. Luister. Hy sê hier so vers 13, hoekom vlug hy? Omdat die manne hier arbeider is en nie vir die skape omgee nie. Ek is die goeie herder, en ek ken my eie ken my. Net soos die Vader my ken en ek die Vader ken. Net so. En nou sê hy weer, en ek lê my lewe af vir die skape. Onthou, hierdie was nou voor die kruisiging wat Jesus gepraat het. En hy sê, luister, ek is die goeie herder, maar ek gaan my lewe gee vir die skape. Ek gaan my lewe gee. En dan, vers 27, my skape luister na my stem. En ek ken hulle, en hulle volg my. Wat 'n wonderlike, hy volg my. En nou kom hy. Wat doen hy met die skape? Vers 28. En ek gee hulle die ewige lewe. Hy sê, ek het my lewe gegee, sodat jy ewig kan lewe. Met ander woorde, as die dag aanbreek, dat jy sterf, dan sê die Bybel, hulle wat in Christus gesterf het, lewe, al het hulle gesterwe. Met ander woorde, sy skapies, hy gee vir ons die ewige lewe. En nou gaan hy aan, en hulle sal tot in ewigheid nooit verlore gaan nie, en niemand sal hulle uit my hand uitruk. Nou wat beteken dit? Ek luister wat ek vir jou sê. Daar's geen duiwel in die hel, wat jou uit die hand van Christus kan ruk nie. Die enigste manier wat jy daar kan uitkom, is wanneer jy besluit om self daar uit te klim. Jy kan. Die Here het jou 'n eie wil gegee. Jy kan. Jy kan sê, Here, ek is nou klaar, ek is nou moeg vir jou storie, ek is nou moeg vir al hierdie dinge, ek gaan nou maar terug soos die verlore seun, ek gaan nou maar 'n bietjie die wêreld geniet. En weet jy, die Here gaan jou nie skeer nie. Hy gaan met jou praat, ja. Hy gaan jou sê, moenie. Die Heilige Gees gaan by jou pleit, maar die Here gaan jy nie jou aan jou nek vat en sê, jy moet my dien nie. Daarom sê die woord van die Here altyd, laat hy wat wil kom en drink van die water van die lewe verniet. Jy sien mense, jy dien Christus vrywillig. Jy gee jou hart en jou lewe aan hom vrywillig. Jy kom, hy praat met jou, hy oortuig jou, en dan gee hy jou. En dan sê hy, niemand sal jou ooit uit sy hand uit kan pluk nie. En hy gaan verder in hierdie selfde gedeelte en hy sê, en my Vader is groter as ek. Hy praat van hom in sy aardse, en hy sê, niemand sal jou uit die Vader se hand uit pluk. Jy word vasgehou deur die groot herder in sy hand. En hy beskerm jou, en hy bewaar jou. En partymal gaan jy die moeilike tye, dan sê daar. Hy dra jou deur, hy dra jou, hy vat jou na die ander kant toe, en daar's baie van julle wat hier sit, wat daarvan kan getuig, hoe dat hy julle gedra het, deur siekberings, en deur die verskriklikste omstandighede, en deur negatiewe omstandighede, en deur probleme en stryd, by jou werk, of waar ook al, het die goeie herder, jou in sy hand gehou. Baie van julle wat hier sit, julle het julle kinders deur die dood moes afstaan. En die goeie herder het jou gedra. Die goeie herder het jou gedra. Of ander geliefdes, kinders wat hulle ouers verloor het, en alle dinge. Ek wil net vir jou sê, partymal gebeur daar goed wat 'n mens nie verstaan nie. Daar gebeur partymal goed met mense ek praat met Christene, wonderlike Christene, wat partymal in die vreeslikste goed beland. Maar ek wil vir jou sê,
Die goeie herder fluister in jou oor, ek sal jou nooit begewe, en ek sal jou nooit verlaat nie. Hy sê in die Ou Testament, as jy deur riviere gaan, is ek met jou. As jy deur die vuur gaan, dit sal jou nie skroei nie. Ek sal jou aan die ander kant uitbring. Want hy is die goeie herder. Hy ken sy skape by hulle naam. Hy ken jou voordat jy nog gebore is. Het hy al geweet wie en wat jy is. Luister mens, as jy jou hart en jou lewe aan hom gegee het, dan behoort jy aan hom. Hy sê op 'n plek in die Ou Testament, sê hy, jy's die appel van my oog. Hy sê, jy's in my handpalms, is jy uitgegraveer. Ek meen, die verhouding wat bestaan van God se kant af vir sy kinders, is onbeskryflik. Jy kan dit nie beskryf nie. Dis hoekom John Newton geskryf het, Amazing Grace, how sweet the sound. Dit is 'n ongelooflike genade, wat jy nooit sal kan begryp nie. Tot in ewigheid sal jy net kan dankie sê, die feit dat jy deel is in 'n ou skapie is, wat hy kom uithaal het. En weet jy wat vir my so wonderlik is? En daai selfde gelykenis in Lukas 15, waar hy praat van die verlore seun, praat hy ook van die verlore skaap. En dan sê hy hoe dat die herder die 99 gelos het, wat binne in die kraal is, en dan gaan soek hy die enetjie wat verdwaal het. En ons het 'n ou lied gesing, hy soek my, ek het so ver verdwaal. Hy vind my, en hy bring my terug na die weg so smal. Was so 'n ou koortjie wat ons gesing het. En dis presies wat die herder doen. Ek wil vir jou vra, het jy al in jou lewe deur tye gegaan, wat jy half geestelik nou nie meer so aan die brand was soos dit jy moes wees? Het dit al met jou gebeur? En jy al ervaar, as hy jou kom haal het, en jy weer optel, en jy is weer deel van die kudde, het jy? Dis die herder. Hy is die goeie herder. En hy wil jou hê, hy wil jou so seker hê, en hy wil jou so graag saam met hom in die hemel hê. Hy wil nie hê, dat die Bybel sê, hy wil nie hê dat een mens verlore sal gaan nie. Maar dat almal tot kennis van die waarheid sal kom. Dis die goeie herder. Dis wat hy gedoen het vir jou en vir my. En ons kan net gaan en sê, ek weet nie so baie van skape af, maar wat vir my wonderlik is, ek het gehoor, ek meen, dis ouens wat met skape geboer het, en wat daai lammertjies, hy ken sy eie ma se gebler, en hy hardloop, hulle is 'n hele bongel daar, en dan staan daai klomp skape in bler, en dan vind daai skapie sy eie ma, hy ken haar stem. En so wil ek vir jou sê, by al die stemme wat opgaan in die wêreld, daar's baie stemme wat opgaan, is daar een stem, en as jy deel is van hom, en jou lewe behoort aan hom, dan leer jy om sy stem te ken, tussen al die ander stemme deur. Jesus sê vanmôre vir jou, ek is die goeie herder, ek het my lewe vir jou gegee. Het jy jou lewe vir my gegee? Want ek wil vir jou ook 'n herder wees. En ek wil hê jy moet een van my skapies wees. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir hierdie wonderlike gedeelte in Here se woord. Dankie Here dat U die goeie herder is. Dankie dat U lewe gegee het vir die skapies. En dankie dat ons een van U skapies kan wees. Maar dankie Here dat U is ook die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. En toe Johannes soek na 'n leeu, toe sien hy 'n lam. En Here, ek dankie, ek wil bid dat ons ook die lam sal sien. Die goeie herder wat ook lam is. Die goeie herder wat tussen ons kom bly het. Die goeie herder wat mens geword het. Die goeie herder wat ons uitgetel het uit die mag van sonde en van ongeregtigheid. En ons geroep het om U kinders te wees.
Voor ek wil nog bid, maar ek wil net vra, ek voel dit in my hart vanmôre. As daar iemand is wat vanoggend sê, ek is dalk soos 'n ou skaapie, ek het bietjie afgedwaal. Maar ek het vanmôre weer gehoor dat die goeie herder het sy lewe vir my gegee. En ek wil opnuut my lewe vir hom gee. Dit gaan nie vanmôre oor my nie, dis irrelevant. Gaan oor jou en die Here. En ek wil vra voor ek verder bid, as daar iemand is wat sê, Here Jesus, kom tel my weer op. Dat ek weer in daai diep, intieme verhouding met U sal kom, wat ek dalk gehaat het, en ek iewers langs die pad verloor het. As die Here so met jou praat, net daar waar jy sit, steek net jou hand op, want die Here sien dit, daar sê, laat sak maar, laat sak maar, laat sak maar, laat sak maar. Die Here sien elke hand wat opgaan, want hy sien die hart agter die hand. En wie wat sê hy nou vir jou? Skapie, ek het jou gebler gehoor. Ek het jou gebler gehoor. En ek kom om jou op te tel. Vat nou my hand. Jy wat jou hand opgesteek het, sien nou in jou gees, hoe jy die herder wat by jou kom staan, en hoe dat jy sy hand vat, en hoe dat hy jou optel, en hoe dat hy jou dra. Here, Here, jy het elke mens gesien wat 'n hand opgesteek het. Here, dis mense wat sê, goeie herder, ek is U skapie, maar weens omstandighede, weens die druk van die lewe, of weens wat ook al, het ek bietjie afgedwaal, maar ek kom vanmôre terug, en ek vat opnuut U hand, en ek bid, leer my om U stem te hoor. Leer my om elke tree wat ek gee, U te volg. In Jesus se naam. Heilige Gees, ek bid nou dat U sal oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Ek bid dat U elke mag van ongeregtigheid en sonde sal breek. Ek bid dat die bloed van Jesus nou sal reinig van elke sonde, van elke ongeregtigheid. En ek wil bid dat Jesus Christus gekroon sal word as die groot herder, die koning en die Here. Dankie dat U U hemelpaleis en heerlikheid gelos het om tussen ons skapies te kom bly, en dat U toegelaat het dat die leeu en die wolf U verskeur op Golgotha, en dat U bloed gestort het, en dat U het gedoen het terwille van hierdie ou skapie wat voor U staan. Dankie Here dat U opgestaan het en dat U lewe, en dat die groot herder vandag ons herder is, wat ons lei en ons ingang, ons uitgang bewaar, en dat U vir ons veiding gee. Baie dankie in die naam van Jesus. Amen.